Goeiemôre, almal. 30 Junie vandag, lesing 51 van die groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is nog steeds besig met die werke wat die siel hier op aarde moet verrig, en ook aan die ander kant as daai siel duister oorgaan. En ons het gesien hoe groot Vader se liefde is vir sy kinders, al was hulle nooit eintlik heeltemal en met volle harte hom gedien het nie. Tog het hy genade aan die ander kant, tog is daar lig en wesens wat besig is om hierdie siele te help, maar dit is ontsettende, moeilike en lang pad wat daai siel moet loop, wat amper onmoontlik lyk, maar tog is daar hier en daar 'n siel wat haarself kan skoon kry. En hy het dit verduidelik, dit is soos, vir daai siel is dieselfde soos vir ons om 'n klip in die ruimte in te slinger, dat hy nie weer terugkom nie. Nou dis feitelik onmoontlik. Sonder ander middele sal ons dit nooit reg kry nie. En tog sê hy, as die siel sy woord opneem en in sy naam verder leef in daai krag, dan sal hy verseker so 'n klip kan wegwerp, so 'n ding wat hom neertrek. En dit is die hoop wat ons het van die krag van sy woorde en sy naam. En ons het dit nou hier, want hier voor ons vanmôre het ons woorde wat hy gespreek het 2000 jaar gelede, wat geen ander boeke dit lys nie, en nog nooit gehoor van Bybels of enige geestelike instansies wat hierdie woorde opgeneem het en daarvolgens leef nie. Tog het ons die voorreg om dit vanoggend te doen. En die woorde self bewys vir jou dat dit goddelike woord is. Ek hoef dit nie vir jou te sê nie, want hierdie woorde is vol liefde en vol waarheid en vol wysheid. En as jy hierdie woorde in praktyk begin beoefen, sal jy dan ook bewus word van die krag van hierdie woorde. Hoofstuk 95 is die doel van diening. Diening is 'n woord wat nou ons moet skep hier in hierdie boeke. Dit beteken om te dien. En Joshua is aan die woord, die meester sê, diening oefen en bevorder nederigheid die meeste. Hoe ondergeskikter 'n diens dikwels lyk, des te geskikter is dit vir die ware ontwikkeling van die lewe. Nederigheid op sigself is niks anders as die steeds meer en sterker verdigting van die lewe in haarself nie. Terwyl hoogmoed die aanneem van 'n steeds losser vorm is, en dit haarself eindeloos ver na alle kante verstrooi, en uiteindelik 'n bykans heeltemal verlies van die lewe is, wat ons die tweede of geestelike dood sal noem. Baie het al gelees van die tweede dood in Openbaring, en dan is die mense nie by waaroor dit gaan nie. Sodra jy jou lewe wegvat van om ander mense te dien, en jy begin hoogmoedig raak en jy wil gedien word, dan verloor jou siel haar omhulsel, haar vorm. En die siel se vorm moet uiteindelik die mense vorm nader, sodat wanneer die siel die liggaam verlaat, sy alreeds 'n vorm het, waarmee sy aan die ander kant toe kan gaan, waar sy dan ook reeds al haar werke vir haar deur Vader, vir haar gereed gehou word as 'n nuwe woonplek. Maar as die siel hoogmoedig word en net vir homself of vir haarself sorg, en almal moet hierdie siel dien, dan kry die siel nie 'n vorm nie. En as die siel vormloos is, dan kom die siel in duisternis aan die ander kant
soos wat ons nou in die vorige lesings gelees het, hoe lank moet so 'n siel smag aan die ander kant, omdat daar soveel van die wêreld aan hierdie siel vasklou, dat die siel na oneindige tye nog nie eers bewus is daarvan dat sy dood is nie. Nog steeds dink dat sy op die aarde is. En dit is 'n baie erbarmelike en baie pynlike toestand, wat ons almal, hopelik wat vanmôre hierna luister, wil vermy. En die enigste manier hoe jou siel 'n vorm kan kry, is deur werke van liefde. Werke van liefde vir Vader, wat beteken dat jy jou tempel sal reinig van alle vuil gedagtes, wêreldse begeertes en plesiere, en dat jy jou naaste sal dien met elke geleentheid wat jy kan kry. Help hom, een wat iets nodig het, gee jy. Alles ten koste van jouself. En dit is hoe jy dan 'n vaster vorm kry in jou siel. Ek het dit vorige lesing gesê dat jou siel en jou liggaam is eintlik 'n tweeling. Maar dit is net 'n siel wat ryp is, wat so lyk. 'n Onryp siel lyk of na die emosie wat daai siel uitstort, wat 'n jakkals gedrag kan wees, 'n varksige gedrag, 'n kombinasie van allerhande verskillende diere en voëls en allerhande goed. En dit is dan wat ons al in baie boeke gesien het, hoe hulle demone voorstel. Veral die koudbloedige diere. Want koudbloedigheid sê vir jou klaar, daar is nie warmte nie. En warmte is gelyk aan liefde. En lig is weer gelyk aan wysheid. So as daar nie warmte is in jou nie, sal daar ook nie lig, wysheid wees nie. En daarom sien ons dan op die aarde ook 'n hele gene lyn, wat sekerlik al miljoene tel op aarde, wat juis al hierdie eienskappe van hierdie koudbloediges dra. Ons noem hulle slangsaad, die Bybel noem dit addergeslag, slangsaad. Vandag is die algemene term is reptiele, of reptilians in Engels, maar dit dui als op hierdie mense wie se siele totaal en al vormloos is. En hulle het die vermoë, dis nou nogal interessant, om vanuit 'n geestesvierde dimensie te materialiseer in die derde dimensie. En dan kom hulle voor as reptielagtig. Daarom al hierdie goed wat hulle vir jou wys as aliens, die meeste van die goed het sulke reptielkoppe en reptielskubbe op hulle. Dit is niks anders as die manifestasie van demone nie, of van duiwels nie. Duiwels en demone is eintlik dieselfde ding. En nou gaan hulle voorhou, binnekort gaan hulle hierdie goed bekend maak, as dat hulle na ons aarde toe gekom het, bla bla bla, en ons kom help. En ons moet dit en dit doen. Nou die verskil is, of die hartseer van hierdie ding is, dat die mense hulle onderskat. Maar hierdie goed het 'n intellek wat skrik vir niks, maar alles 'n bose intellek. Hulle wysheid is totale dwaasheid, wêreldse wysheid wat ten doel het om die mens te verslaaf. En dit is waar die meeste van vandag se wêreldheersers en wetenskaplikes en ontdekkers al hulle inspirasie vandaan kry, van hulle af. En is hulle besig om ons in 'n sisteem in te trek, waar hulle ons met daai intellek wil besoedel. Hulle noem dit AI, of kunsmatige intelligensie, KI, maar eintlik is dit niks anderste as om ons DNA via ons hart en brein te koppel aan daardie denkwyse. Want daar's te veel bewyse dat hierdie kunsmatige intelligensie goed wat hulle nou al geproduseer het, dat hulle 'n eie gees het.
Jy werk met jou rekenaar, die ding is dood. As jy nie die goed inpons nie, dan gaan hy niks doen nie. Maar hierdie robot goed of hierdie ander wesens wat hulle so skep, die goed begin nou duidelike tekens toon dat hulle 'n eie wil het. En dat hulle dan nou ingestuur word en die mens vandag, die wetenskap, probeer alles om ons in daai toestand te kry. Ek het nou die dag gelees wat na COVID gebeur het tot nou toe, van 2019 tot 2026, is 500 miljoen, dit was 1 miljard mense wat geraak is, negatief, deur COVID, waarvan 500 miljoen het beserings opgedoen, langdurige beserings van die brein, kanker, al die ander goed wat ons nou al van weet. Maar miljoene der miljoene, honderde miljoene is dood, direk as gevolg van daai inspuiting. En al hierdie wat die inspuiting gekry, dra nog daai deeltjies wat in die inspuiting was om die mens een te laat word, uiteindelik met 'n rekenaar programmeerbare instrument wat hulle gaan gebruik om ons te beheer. So die stryd hou nie op nie. Maar wanneer ons besig is met diening, sal die tweede geestelike dood, naamlik die verwerping van Yeshua as koning en meester, as alles in ons lewe, sal nie plaasvind nie. So ons moet bly by sy opdragte, dan sal in jou sal 'n stemmetjie praat en sê, hoorie, moenie hierdie ding doen nie. En dan moet jy net luister. Paragraaf 2, ook 'n baie belangrike ding wat ek hier verdik het. By hoogmoed het 'n einde gekom aan alle diening, en sodoende ook aan alle verdere vorming en ontwikkeling van die lewe. Dit is verskriklik belangrik, dat wanneer jy hierdie hoogmoedsgees in 'n mens sien, dan is daar geen moontlikheid dat daar enige geestelike lewe kan ontwikkel nie. En dan moet jy so ver weg bly van so 'n mens en sy instruksies en sy leiding. Praat van LEI, leiding. Bly weg van sulke mense. As jy daai eienskap herken in jou pastoor of in jou dominee, ek hoop nie ons het nog mense wat daar is nie, dan moet jy baie versigtig wees. Ek sê nie hulle is almal so nie, maar daar is, net soos wat daar baie goeies is, wat werklik daar is om te dien. Maar baie is daar om gedien te word. En hulle floreer in jou en my, kan ons maar amper sê, afgoderry wat ons met hulle bedryf. Deur hulle net op 'n hoër vlak te stel, die Engelse praat van 'n pedestal, is ons eintlik bydraend besig om daai persoon se hoogmoed te voer. Dit is ongelukkig so. En dit terwyl Yeshua sê, julle is almal broers. Hy sê, so sal julle weet dat julle my liefde onder mekaar het, as daar liefde onder julle is, en vrede. Dit is die groot voorwaarde. Ons lees verder. As die ontwikkeling van die lewe sou afhang van die trotse heers oor ander, dan sou daar sekerlik so 'n reëling deur my getref gewees het, dat elke mens 'n onbeperkte reg sou hê om te heers. Maar omdat dit ingaan teen my ewige orde, moet elke mens en elke engel hom daarvolgens rig om te dien, en om uiteindelik juis in die ewige, altyd meer en veelomvattender diening, die grootste geluk en die grootste saligheid te vind. Jy begin klein en dan word dit al hoe groter en al hoe omvattender, want jy wil die vreugde wat jy ervaar deur iemand te dien en die dankbaarheid wat na jou toe teruggestuur word, maak dat jy dit nog meer wil doen.
selfs die struikelblokke en die mense wat jou vervloek en afbreek en beskinder wanneer jy net goed vir hulle doen, dien vir my ook as 'n motivering, omdat ek dan weet, ek doen Yeshua se werk, want hulle het hom ook gehaat. En hy sê in die skrif, hoeveel te meer sal hulle die huisgenote haat, as hulle die huisheer doodgemaak het. So, wanneer hulle allerhande slegte dinge van julle sê, vat dit as die grootste beloning vir die werk wat jy doen. Sonder diening bestaan daar eintlik glad geen lewe nie. Geen duursaamheid daarvan. Geen geluk, geen geluksaligheid en geen liefde, geen wysheid en geen lewensgeluk nie. Nog hier, nog aan die ander kant. Dit is die hiernamaals. En wie hom 'n hemel wil voorstel, waar alle diening ontbreek en wat vol luiheid en vol nodelose braspartytjies is, hy vergis hom geweldig. En soveel van hierdie voorstellings is al vir ons gegee. Deur kerke is die ou Rooms-Katolieke kerk se algemene storie is, jy gaan op 'n wolk sit en 'n harpie speel vir die res van jou bestaan in die hemel. Ek het altyd gedink, dit gaan hom vervelig wees, ek sal mal word. Ander goed van die Rooms-Katolieke kerk wat ook deurgekom het na die protestantse toe, is dat jy aan tafel gaan sit met Abraham, Isak en Jakob, en julle gaan vir ewig, en ek wil dit hier gebruik wat hy sê, braspartye is vreet en suip. Nie drink en eet nie. Dis wat hulle verkondig. En daardie toestand word vir hulle gegee aan die ander kant. Omdat hulle nie op die waarheid die rots staan nie, kom hierdie ding dan in hulle, wat in hulle gedagtes was, manifesteer aan die ander kant, en dan gaan sit hulle daar aan die tafel, of hy gaan speel harp op die wolkie, en na 'n baie lang tyd, dan sê my, hierdie is dan nou verragtig so vervelig, ek kan nie 'n minuut langer hier sit nie. Dit kan nie die hemel wees nie. Maar sien jy, hy het dit self agtergekom. Hy kom nie in 'n plek en Joshua sê vir hom, luister, al die goed wat jy geleer het, is 'n klomp nonsens. Jy moet nou so en so maak nie. Dan affekteer hy daai siel se vrye wil. En die siel sal geen bodem ontwikkel waarop sy kan staan nie. Want sy moet nou die bodem van die waarheid vind. Nou as die siel van die tafel al wegvlug nou van hierdie Abraham, Isak en Jakob tafel, onthou in hierdie tafel, hulle sit daar en hulle eet, en onthou hulle was bitter honger gewees in daai woestyntoestand. En na 'n paar weke of maande wat hy nou daar sit en sê, hier is dit nou, ek kan nie meer 'n stuk kos inkry nie, is daar iets anders nie. Nee, jy sit daar. Dit is mos die hemel wat vir julle verkondig is. En dan wanneer iemand vanuit homself wegbreek van daai toestand af, dan is Joshua altyd byderhand, of 'n engel, om dan so 'n persoon stadig na 'n beter plek toe te lei. Maar die groot kern van alles, hy moet self uit daai toestand uitkom. Want die saligste geeste van die hoogste hemele kry juis daarom 'n krag en sterkte wat my, Yeshua, byna ewenaar, om vir my en vir alle mense reeds hier op hierdie wêreld, is ons aarde, waar die lewe beproef word, des te beter te kan dien. Waarom sou hulle andersins in besit gestel word van die krag en mag van 'n skepper? Het 'n mens dalk krag en wysheid vir niks doen nodig? Baie belangrike vraag wat ons, as ons met kerklidmate te doen het, wat ons die waarheid wil bring, vra vir hom. As geloof genoeg is, ja, ek glo in Jesus, sy genade is vir my genoeg, waarvoor het jy dan wysheid nodig? En tog is die hele Bybel vol van beskrywings van wysheid en die gees van wysheid ensovoorts. So, dit trek 'n streepie deur daai
kerkdenke van dat jy nie werke hoef te doen nie. Jakobus is baie ernstig daaroor, en het kom daarop neer, hy sê, as jy sê jy het geloof, wys dit vir my deur jou werke. As jy werke het, sal ek sien dat jy geloof het. En hierdie werke impliseer werke van naaste liefde. En natuurlik werke van liefde, eerstens vir Vader. Kom jy reg, los jy die wêreldse drek. Want as jy dit nie los nie, kan jy nie ook as 'n verteenwoordiger van Vader uitgaan nie. Jy kan tog nie 'n verslaafde uitstuur nie. 'n Verslaafde kan Vader se genade kry, maar met sy verslawing kan hy nie verder gaan om die woord te verkondig nie. Dit is tog logies. Ek het dit al vir julle gesê, maar ek wil dit weer sê, is dat Satan, iemand, hoëpriester van Satanisme, het dit vir 'n vriend van my gesê, toe hy 'n onderhoud met hom gehad het, hierdie ou het tot bekering gekom. Toe sê hy, ons het organisasies van mense wat alle kerke penetreer. Maar sodra ons weet dat 'n kerk se dominee of pastoor rook, dan gaan ons verby, want daai kerk is klaar in ons hande. Dis harde woorde, is nie wat ek sê nie, dis wat die hoëpriester Phil Botha van Suid-Afrika, hy was oor 'n 9de deel van die aarde aangestel. En dis wat hy vir Ben gesê het, my vriend, en hy het dit in 'n boek opgeteken. Die boek se naam is Satanisme in Suid-Afrika. So hierdie goed is nie speletjies nie. Dit is nie speletjies nie. As hulle werk en diensverlening reeds vir hierdie aarde van onskryflike belang vir julle is, dit is die engele se diensverlening. Hoe groot moet die belang vir die geesteswêreld dan nie wees nie? En van daar af vir die hele oneindigheid. Ons het engele om ons, nou hier waar ons sit, is hier dalk honderde, indien nie meer, engele. Elke een van ons het 2 of 3 beskermengele. By dit nog kom daai groot engelgeeste wat op die bord is en aangedui word deur 'n kandelaar. Daai 7 aardsengele is heeldag met jou besig. En hulle plant idees en hulle lei jou sonder dat jy dit eers agterkom. Maar hulle los jou nie 'n oomblik alleen nie. Jou beskermengel is altyd daar. En wanneer jy in die wêreld vasgevang word, dink net hoe hartseer maak jy daai engel. Want hy is op aarde geplaas om jou na die koninkryk toe te lei. En dan is jy heeltyd besig met dom dinge van die wêreld, of hoogmoedige dinge. Ek het immers nie na julle gekom om leiers van julle te maak nie, of julle slegs vir akkerbou, veeteelt en nog meer van daardie soort sake op te lei nie, maar om ywerige werkers van julle te maak vir die groot hemelse wingerd. Dis die job. Die doel van my leer vir julle almal is in die eerste plek om julle self ten aansien van julle innerlike lewe tot ware volmaaktheid te bring, en in die tweede plek dat julle dan self as volmaakte lewendes reeds hier en veral later anderkant in my ryk my ywerigste en energiekste werkers wil en sal word. Dit is die doel. In 1 paragraaf het hy die doel van ons op aarde gegee, wat nog nooit duideliker deurgekom het in enige ander geskrifte wat ek gelees het nie. Selfs die Bybel noem dit nie so pertinent reguit soos wat Joshua dit hier noem nie. En hy sê, hierdie nuwe openbaring praat ek reguit met julle. In die evangelies praat hy deur gelykenisse met ons, en dan kan ons nie altyd die gelykenis verstaan nie, veral nie as ons nie in die liefde is nie. As dit nie my einddoel sou wees nie, en ek vir julle sou sê, span julle maar net hierin, eendag aan die ander kant in my ryk, sal julle dan baie plesierig lewe, en tot in alle ewigheid kan uitrus, en al die pragt van Elohim kan aangaap, dan sou ek, Joshua, self dommer moet wees as een van die domstes van julle.
Ja, julle sal wel Elohim, God se heerlikhede vir ewig kan bewonder, maar nie sonder werksaamheid nie. Want juis julle werk sal die wonders van die hemele moet vermeerder en steeds heerliker en goddeliker moet maak. Baie belangrike beginsel is dat jy die hemele vir jouself maak, deur werksaamheid en aktiwiteit. Die oomblik wanneer jy gaan lê en lui word en dit net aangaap waar jy nou is, dan gaan jy soos die vorige lesing terugval, dan begin jy maar weer. En dan kom jy nou maar weer 'n bietjie vorentoe. Maar jy kom nooit in hierdie wonderbaarlikhede van die hemele nie. Jy sien nooit die heerlikhede nie. En hoe meer mense jy vir Yeshua huis toe bring, hoe meer goddelike raak dit. En hoe mooier raak die hele hemele, totdat jy uiteindelik die hoogste hemel se sentrum kan sien, wat ons nou noem die nuwe Jerusalem in die hemele. Yeshua het 'n boek vir ons ook gedikteer deur dieselfde profeet, van die hel tot die hemel, 2 boekies, maar in boek 2 se einde is vir my die wonderlikste, en 'n mens raak so aangedaan en bewoe wanneer jy dit lees. As jy kyk hoe ver hierdie ou aan die begin geval het, maar tog in sy hart was naaste liefde. En Yeshua het hom gevat en gereinig, lank met hom gewerk, baie mense na sy huis toe gebring, leiding gegee hoe hierdie mense behandel moet word. En toe met hierdie hele gevolg, wat toe seker al nie meer honderde was nie, maar al duisende, stap hulle dan 'n pad opwaarts, waar hulle die stad in die verte sien. Want hy het 'n geweldige lig wat uit hom uitstraal. Wie stap heel voor? Yeshua. Net soos 'n herder van die ou tyd, wat sy skape volg die herder. Hy hoef hulle nie aan te jaag nie. En soos hulle stap en nader kom staan engele en ander inwoners van daai stad, in hulle 1000 langs die pad, en sing hulle en loof hulle vir Yeshua vir hierdie nuwe vangs, wat nou met daardie man in die hemel ingekom het. En dit is, hoe verder hierdie mense Yeshua volg, hoe groter en heerliker word die hemele waarin hulle opgeneem word. Alles is in die emosie van jouself. Dit is 'n moeilike begrip om te verstaan, maar as jy 'n bietjie verder gaan lees, veral in daai boek van die hel tot die hemel, sal dit baie duideliker word, hoe dit werk aan die ander kant. Ek wil dat al my gedagtes en idees van nou af aan deur julle, my kinders, volledig ten uitvoer gebring word, alreeds hier vir siel, hart en gees van julle broers en susters. Aan die ander kant dan in alle groot realiteit, vanaf hulle mees innerlike geestelike ontstaansweer, tot aan hulle mees uiterlike stoffelike vorming, om dit van daar af weer terug te voer na die toegenome, suiwer en selfstandig geestelike volmaakte lewe. En daarvoor, vriende, sal oneindig baie tyd, geduld en groot bedrywigheid nodig wees, en 'n ewig groot en alomvattende wysheid en krag. En dis ons werk aan die ander kant. Daar het julle nou die werk, is dat ons ander broers en susters, wat geestelik in duisternis of in skemer aangekom het, om hulle met die grootste geduld te lei na ligryker gebiede. En as ons reeds hier kan begin daarmee, sal dit vir ons net baie makliker wees aan die ander kant, en sal Yeshua vir jou groter en meer omvattende werk aanbied aan die ander kant. Hoofstuk 96, insaag in die skepingsgeheime. Yeshua in die woord, glo veral nie dat 'n wêreld, ook al is hy maar net so klein soos hierdie aarde, van vandag tot môre geskape word, en op een enkele slag bevolk kon geword het nie.
Daarvoor is volgens julle begrippe onbegryplik baie myriades aardse jare nodig. Hoe onbegryplik lank volgens julle begrippe duur dit nie, net tot 'n wêreld ryp geword het vir die ontstaan van 'n mens nie, of vir die ontstaan plasing van Adam en Eva nie. En ek wil hier net iets invoeg. Mense wat sê dat die aarde in 7 dae geskape is van 24 uur, dwaal verskriklik. Want al die bewyse in die natuur en in die geologie en in die wat noem hierdie goed wat nou versteen is? Fossiele sê vir jou, dit was nie so nie. Daardie tydperke wat hy daar noem, is eintlik ontwikkelingstydperke, wat hy as 'n dag beskou. Onthou, my Vader is 'n dag soos 1000 jaar, en in hierdie geval is dit miljoene en indien nie miljarde jare wat van hierdie periodes geduur het. Ons is nou in die 6de ontwikkelingsperiode op aarde. Dit is waar Adam op die aarde geplaas is, op 'n aarde wat al reeds nou vir 'n mens kon sorg. In die aanvanklike stadiums van ontwikkeling kon 'n mens glad nie leef daar nie, want daar was nie voldoende kos, omgewing was nie reg nie, die lig was nie reg nie, en al die dinge wat ons nodig het, was nog nie op hierdie aarde genormaliseer nie. Hoeveel plante en diersoorte moes eers die bodem van die aarde deur hulle gisting en ontbinding bemest het, voordat sy op haar bodem en in die afval van haar plante en dierewêreld die humus gevorm het, waaruit 'n eerste kragtige siel haar liggaam kon vorm, en hom volgens die goddelike orde so kon inrig, dat hy dienstig vir die siel sou kon word, en in staat kon wees, om daarna gelyksoortige nakomelinge voort te bring. Daardeur het volgroeide en vrye, maar nog onliggaamlike siele nie eeue meer nodig om vir hulle uit die dampe 'n liggaam te versamel nie, maar hulle kon dit toe langs 'n baie korter pad in 'n reeds met al die daarvoor nodige volmaak toegeruste moederliggaam verwek. Onthou, hierdie sieltjie wat nou in die baarmoeder is, as 'n baie klein embriootjie, moet nou vir haar 'n liggaam skep. Nou sê Joshua, hoe lank moes die aarde nie bestaan het, totdat daai kos wat die moeder inneem, deur die naaldstring nou vir hierdie sielietjie gevoed word, sodat die siel nou alles kan bou. Die liggaamsdele, die organe, die bloedvate, al daai dinge, moet deur verfynde kos, via die moeder wat dit inneem, na hierdie babatjie toe gaan. Ek dink nie ons het al baie mooi gaan dink, wat het daai skepping van die mens vooraf gegaan, om dit alles te laat gebeur, dat ons nou 'n kind in die baarmoeder kan voed, en hy tot volmaakte ontwikkeling kan kom, mits die moeder 'n verantwoordelike moeder is. Dit is eintlik iets so groots, want voor dit op hierdie aarde was daar wesens gewees, en 'n mens kan maar gaan lees, ons het baie min kennis daaroor, oor Atlantis en Lemuria, was gemeenskappe gewees, en hier gee hy vir ons inligting. Hy sê, hulle siele hoeveel meer eeue gehad om vir hulle uit die dampe 'n liggaam te versamel. Want dit was nie vleeswesens soos ons Adam en Eva nou op aarde geplaas was nie. Hulle het in 'n tyd vroeër gebly, hulle was nie mens soos ons mens is nie, maar hulle moes op 'n ander manier geleef het. Dat daar wel in die 5de skepingstydperk regop lopende baie primitiewe wesens was, word ook vir ons in die nuwe Openbaring verduidelik.
maar dat daai primitiewe wesens nou geëvolusioneer het tot 'n blanke, wat ons nou is. En soos wat die swartes dit beweer, en hierdie landse president is op rekord, daai vorige ene, daai Mbeki, waar hy gesê het, dat daai plek daar aan die ander kant, Kreeusdorp, the cradle of the nation, daar so 'n monument, wat eintlik lyk soos 'n muursoop. Ek sit altyd in my gedagtes, daai muursoop, by die Voortrekker monument, dan kan jy net die verskil sien, in ontwikkeling. Nie dat ek die Voortrekker monument enigsins anders te sien as 'n gebou nie. Maar daar sê hy, this is our ancestors. This is our parents. Nou, hulle noem daai goed humankind. Nou dit is hoekom ek ook die ouens wat sien dat dit hulle pa en ma is, hulle is nie human nie, hulle is a kind of human. Ek en jy is humans, afkomstig van Adam en Eva se saadlyn, wat nog steeds suiwer blank gebly het. Want die woord Adam in Hebreëus beteken eerste blanke, of eerste blosende. Ons gaan verder. Kyk, vir dit alles is baie tyd en baie wysheid, baie geduld en 'n oneindige krag nodig. Maar omdat julle en ek nog minder, nooit sal ophou met dink en idees vorm nie, gaan die skepping ook vir ewig aan. Want om inhoudloos te dink, kan ek nie en julle kan ook nie. As die gedagte egter eenmaal as 'n iets gevoel word, moet sy as vorm aanwesig wees. En bestaan sy eenmaal as vorm, dan is sy ook al geestelik omhul. En bevind sy haarself as voorwerp, wat in staat is om lig op te neem voor ons, omdat ons haar andersins nie as vorm gegewe iets sou kon waarneem nie. Solank ek self dus sal dink en idees vorm, en julle uit my, solank sal die skepping ook onmoontlik kan ophou. Aan ruimte sal dit in die oneindigheid in der ewigheid nie kort kom nie, en daarom sal ons nooit 'n las hê van verveling deur 'n gebrek aan werksaamheid nie. Wat Vader hierso vir ons gee is eintlik aan 'n voorbeeld, is as 'n argitek getaak word om 'n gebou te bou, kry hy al die inligting van die kliënt en dan begin 'n gebou vorm aanneem, eers in sy kop, maar dit het 'n vorm. Dan sit hy dit op papier neer. Dan sit hy dit in 'n modelvorm neer. Dan het hierdie gedagte nou al meer en meer vorm gekry. Dan sit hy tenders uit en hy kry bouers en hulle bou hierdie gebou, of hy nou 100 verdiepings het of wat ook al, maak nie saak nie. Hierdie ding het al 'n vorm gekry in sy gedagtes. En uiteindelik staan die gebou daar as 'n volmaakte skepping. En dit is ook hoe dit in die geestelike eintlik baie meer pertinent is, omdat alles wat ons daar skep, kom vanuit onsself uit. Vers 3, wie egter baie te doen, waar egter baie te doen is ook baie dienste, afhanklik van die graad van die dienende vermoë van diegene wat 'n diens toegewy kry. Wie vir hom baie eienskappe in my orde verwerf het, sal ook baie opgedra word. Wie maar baie min eienskappe verwerf het, sal slegs baie min opgedra word. Wie egter glad geen kundighede wil verwerf nie, sal in die hiernamaals verseker so lank in volkome duisternis moet smag en gebrek ly, totdat hy homself deur sy innerlike vrye en selfstandige inspanning so ver ontwikkel het, dat hy in staat sal wees om die een of ander baie eenvoudige diens te vervul. Doen hy die geringste werk goed, dan sal hy wel 'n belangriker werk te doen kry. Vaar hy egter sleg, dan sal hy weldra ook dit verloor, wat hy hom met sy, tog in al so geringe vermoë, baie maklik kon verwerf het.
Baie, baie belangrik. En ons het 'n voorbeeld van hierdie laasgenoemde gehad, van siele wat in die duisternis aankom, en nie lus is vir werk nie. En dan moet daar vreeslik moeite gedoen word, om hierdie siel in die gang te kry. Ander siele wat hierdie kant baie eienskappe van die liefde verwerf het, deur dit te doen en te beoefen, hulle sal verskriklik maklik aan die ander kant, in hoër hemelstreke opgeneem kan word, en sal amper onmiddellik kan begin werk vir Yeshua. Kort oriëntering oor die toestande aan die ander kant, en dan begin jy werk vir hom. En jy wil heeltyd meer en meer werk. Om vir jou net 'n voorbeeld te gee, hoe dit lyk as jy in die hoogste hemele in die Nuwe Jerusalem se sentrale gebou aankom. Jy kry 'n kamer, en daai kamer het 12 deure. En as jy by een deur uitstap, is jy in 'n ander deel van die heelal. En een van die deure is presies terug daar waar jy vandaan gekom het van hierdie aarde af, om daar in die geestesfeer mense te help. Ander deure is na ander plekke, groter, kleiner plekke in die heelal. En dan is daar 'n groot kennisgewing bord op. En as jy opstaan vanoggend, of ek weet nou nie hoe werk dit daar's nie nag nie, maar jy sal seker in 'n toestand van rus verkeer, en jy begin 'n nuwe dagtydperk. Dan stap jy na die kennisgewing bord, dan is jou instruksie daar. Dirk, gaan na daardie heelal so en so. Jy sal klaar die GPS in jou gedagtes hê, want alles werk deur die Gees. En gaan leer daai mense van 'n ploeg. Sien nou maar, is 'n baie onontwikkelde gebied waar baie dom mense bly. Hulle is nog in die absolute landboudeel heel laag. Dan kom jy nie daar aan by hulle soos 'n engel nie. Jy kom by hulle aan soos een van hulle, soos wat ons in die vorige lesings gesien het. Soortgelyke siele. En dan gaan jy en jy ontwerp dan die ding waarmee hulle dan die probleem wat hulle gehad het kan oplos. Op 'n ander keer sal hy vir jou sê, gaan na hierdie hemele toe, maar ek het klaar vir jou gewaad is in jou kas. Dan trek jy die gewaad van die hoogste engele in die hemel aan. Jy kry 'n kroon op jou kop. Jy gaan met 'n perd, verskyn jy aan hierdie mense as 'n verteenwoordiger, as 'n ambassadeur van Yeshua. En daai mense het die grootste respek vir jou. En jy gaan vir hulle in die grootste nederigheid dit wys wat Yeshua gesê het, jy moet so vir hulle dit en dit gee. Miskien is dit lering wat hulle kort. So daai is die werke wat hy in die boek van die hel tot die hemele vir ons beskryf, hoe dit gaan lyk as jy jou aardse lewe suksesvol gaan afhandel in nederige diening, waarvan hierdie hoofstuk en die vorige ene getuig. Ons lees verder. Wie het, sal nog meer gegee word, sodat hy oorvloed sal hê. Wie egter nie het nie, van hom sal ook dit afgeneem word wat hy reeds het. En daar is daai vers in die Bybel wat so verdraai word, nou baie duidelik verklaar. En weer sal nag, duisternis, honger, ellende en allerlei nood sy lot wees, totdat hy die moeite sal doen om eers in homself aktief te word, om vervolgens daardeur die een of ander werk opgedra te kry. Wees daarom almal hier aktief en laat julle nie verblind deur die skatte van hierdie wêreld nie, wat net soos die huidige stoffelike vorm van hierdie hele skepping, wat vir die liggaamlike oog sigbaar is, sal vergaan. Versamel vir jou in plaas daarvan egter des te meer geestelike skatte, wat vir die hele ewigheid sal bly bestaan. Wees 'n verstandige huisbaas en rentmeester in die huis van jou hart. Hoe meer geestelike skatte julle deur allerlei goeie werke daarin sal opberg, des te beter sal dit met julle daar ander kant gaan. Wie egter hier suinig en gierig is, sal dit later slegs aan homself te wyte hê, as hy die voorraadkamers van sy hart byna heeltemal leeg sal aantref. Hier
dis nou op aarde, kan jy maklik versamel, want hier word alles wat iemand met 'n goeie wil uit liefde tot Elohim en die naaste doen, as rou en suiwer goud aangeneem. In die hiernamaals egter sal hy alles met die suiwerste goud van innerlike en suiwer werksaamheid uit homself en in homself moet verwerf en betaal. En dit, my vriende, sal bietjie moeilik gaan in daardie ryk, waar geen uiterlike goud en silwermyne is nie. Daar moet jy alles vanuit jouself trek. Hier kan julle van die gewone straat vullis goud maak en vir julle die hemele daarmee koop, as julle hart volgens waarheid saamwerk by die koop. In die hiernamaal sal julle slegs uit die edelste, die edele in julle self kan opwek, en dit sal nog moeiliker wees, as om hier uit die mees gewone grys stene goud te maak. Wie egter deur sy edele en goeie werke reeds hier 'n groot hoeveelheid goud gemaak het, sal daar aan die ander kant geen gebrek daaraan hê nie, want een sandkorrel van hierdie geestelike edelmetaal word aan die ander kant 'n klont so groot soos 'n wêreld, en dit is al heel wat. In eenvoudige woorde, as jy hier van die grond vat op die aarde, hy noem dit sommer straatvullis, en jy bou vir jou bakstene daarmee, en jy bou 'n huis vir 'n broer of 'n vriend wat op die straat bly, en dit is wat hy dan sê, dit is waar hierdie een sandkorreltjie van daai bouwerk 'n hele klont goud kan word aan die ander kant. Nie die bouwerk nie. Jy het nou met straatvullis het jy 'n huis gebou. Maar wat jy daardeur verwerf het vir jou hart is goud. Geestelike goud. En daai geestelike goud van daai daad gaan saam met jou ander kant toe. In die aard van die saak bly die huis hier en alles soos hy sê wat ons sien gaan vergaan. Oor 1000 jaar is daar nie een ding nog oor wat hier is nie, selfs nie is die staal. Alles op aarde vergaan. Maar dit wat ons saamneem is die gesindheid en die gees waarin ons met straatvullis ons medemens gehelp het. En dit geld of jy vir hom kos gegee het, klere gegee het, wat ook al. En natuurlik allerbelangrik die evangelie. Baie dankie, ek hoop almal verstaan nou meer.